Alles wat jy sê, moet waar wees. Maar nie alles wat waar is, moet jy hardop sê nie. Die woorde het ek jare terug gehoor en het vir my persoonlik al baie beteken, omdat ek altyd gedink het, dis amper 'n sonde om van jou hart 'n moordkuil te maak, soos die ou mense sal sê. Baie mense dink mos, as dit die waarheid is, dan moet dit uit, of as jy reg is, dan moet die ander persoon dit hoor. En dis leer eintlik hier by Jakobus, dat omtrent alles van ons verhoudingswêreld bepaal word deur wanneer ons wat sê, en veral die hart waarmee ons dit sê. Want selfs die waarheid kan verkeerd gebruik word, as dit nie die verhouding in ag neem nie, of die mens binne die verhouding in ag neem nie. En waarheid kan dikwels as 'n vernietigende wapen gebruik word, om mense seer te maak, om hulle te verkleineer, of om hulle af te kraak. En Jakobus help ons om te onderskei, wat doen my woorde? Is dit besig om te bou of te breek, te help, te genees, te versoen, of veroorsaak dit skeiding? Jakobus 3 vers 9 sê, met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Hy help ons om te besef, my spiritualiteit kan net vertikaal Godvreesend wees, as dit nie ook horisontaal mense liefhebbend is nie. Elke persoon met wie ek in gesprek tree, selfs die met wie ek op fundamentele kwessies verskil, is ook beelddraers van God. En my woorde, my manier van my tong gebruik teenoor mense, is dan ook 'n refleksie van hoe ek na God kyk. Want as ek deur my woorde probeer vroom wees voor God, maar terselfdertyd neerhalend teenoor ander mense, is daar fout met my siening van God. Want ek loof die Here en Vader, maar ek breek sy beelddraers af. Daarom die gedagte, laat alles wat jy sê waar wees, maar gebruik onderskeiding hoe en wanneer jy daardie waarheid wil of selfs moet sê. Want aan die einde van die dag gaan dit vir my en jou oor die hart waarmee ek die woorde gebruik, die hart waarmee ek my tong gebruik. Eer ek ook mense wat na God se beeld en gelykenis geskep is, terwyl ek God eer, of breek ek mense af terwyl ek God eer? En daai diskrepansie kan veroorsaak dat ek en jy mense seermaak, dat ek en jy mense onder 'n ander kam skeer, en dat ek en jy nie God loof soos wat hy dit wil hê nie. Mag jy vandag met die wete loop, dat wanneer ek praat, moet daar iets uit my mond uitkom wat ook die beeld van God in ander mense se lewens en stories erken. Mag dit jou gedagte wees vir die dag.